jaar 2 voedselproduksie, kwartaal 4 leerpapier. Jy skryf op die 18de November jou toets. Ons gaan begin deur om na jou voedselproduksie inligting te kyk. Dit is belangrik om te weet dat vleis 'n bederfbare voedsel is. 'n Buffet-restaurant bied 'n verskeidenheid voedsel teen 'n vaste bedrag. Swak tafeletiket is wanneer jy jou bord wegstoot as jy klaar geëet het. 'n Resep bestaan uit 2 dele, bestanddele en metode. Godsdiens is een van die faktore wat voedselpraktyke beïnvloed. As ons kyk na ons voedselpiramide, kyk ons na die verskillende groepe, is jou vitamiene en minerale, jou koolhidrate, proteïene, suiwel, vette en olie. Die beskrywing van vitamiene en minerale sê hulle hierdie kry ons in baie kossoorte. Ons het dit net nodig om klein hoeveelhede daarvan in te neem, maar is uiters belangrik. Dit kom voor in vrugte, groente, eiers en melk. Koolhidrate voorsien die meeste van ons energie. Dit is soos brood, pap, aartappels en dis goeie bronne hiervan. Proteïene doen die meeste herstelwerk in ons liggaam en dit help ons om te groei. Ons kry dit in eiers, melk, vleis, hoender, vis en kaas. Suiwel, hierdie help die liggaam se bene en tande om sterk te wees. Ons kry dit in melk, kaas en so voort. Vette en olie help ons om energie te kry en ook om ons liggaam warm te hou. Ons kry dit in botter en vleis. As ons na definisies kyk, begin ons met die entrepreneurskap. Entrepreneurskap is 'n persoon wat 'n geleentheid sien om dit om te skep in 'n besigheid. 'n Resep is 'n stel instruksies om 'n resep is 'n stel instruksies om 'n sekere dis voor te berei wat 'n lys van bestanddele bevat. Dan kyk ons na persoonlike higiëne. Dit is 'n refleksie van hoe jy na jouself omsien. Die verbruiker is 'n persoon wat 'n produk of 'n diens koop. Bederfbare voedsel is voedsel wat heel moontlik af sal gaan of bederf sal word as dit nie gebruik of gevries word nie. 'n Vrug is die ryp vrugbeginsel van 'n blom met die sade en omliggende weefsels. Droë vrugtereepies is dun gesnyde vrugte wat in die oond gedroog word en as garnering gebruik word. Sitrusskil is die gekleurde buitenste skil van 'n sitrusvrug wat olie bevat en geur en aroma verskaf. As ons na entrepreneurskap toe gaan, kyk ons na die 5 karaktereienskappe. Hulle neem risiko's, hulle is entoesiasties, optimisties, verantwoordelik en kreatief en geduldig. Nou as ons kyk na waarom is, watse redes kry ons waarom entrepreneurs nie suksesvol is nie, is want hulle het nie genoeg marknavorsing gedoen nie. Hulle fokus nie op die mark nie. Hulle het nie genoeg ondervinding nie. Hulle het geen bestuurvermoë nie en geen administratiewe vaardighede nie en hulle weet nie hoe om met finansies te werk nie. Dan gaan ons na aankoopriglyne vir vrugte. Jy moet kyk na die gehalte van die vrugte, die prys, die hoeveelheid wat jy wil koop, hoe die vrugte hanteer was en die vorm van aankoop. Op ons volgende bladsy kyk ons na die preserveringsmetodes vir berging van vrugte vir 'n langer tydperk. Nou voorbeelde daarvan is droë vrugte, geblikte of gebottelde vrugte, versuikerde vrugte, verglansing, konfyt, jelly of bevriesing. As ons na die tabel kyk van die verskillende groepe wat vrugte ingeklassifiseer kan word, is daar harde vrugte, steenvrugte, sitrusvrugte, sagte vrugte en tropiese vrugte. Die beskrywing van harde vrugte is 'n ferm vlees en 'n harde vel. Voorbeelde daarvan is appels, pere en kwepers. Die beskrywing van steenvrugte is sagte vlees, 'n dun skil en 'n harde pit of pitte binne die vrug. Voorbeelde is appelkose, druiwe, kersies, perskes, nektarines en pruime. As ons na sitrusvrugte kyk, dit is die sappige en pikant met 'n dik skil. En voorbeelde daarvan is lemoene, narkies, pomelos, stuurlemoene, koemkwarts, lemmetjies en mandaryne. Sagte vrugte het 'n sagte vlees met klein bytjies. Arbeie,
appeliefies, frambose, swartbessies en bloubessies is voorbeelde van sagte vrugte. As ons na die laaste een kyk, wat ons tropiese vrugte is dit groei in subtropiese klimate en word as eksotiese vrugte beskou. Nou voorbeelde daarvan is avokado's, grenadillas, papajas, piesangs, pineappels, veselperskes, kiwivrugte, goejaarwels, dadels, vye, lychees, stervrugte en spanspek. Op ons laaste bladsy praat ons oor die algemene wenke in die vrugtevoorbereiding. Die meeste vrugte kan rou geëet word en benodig min of geen voorbereiding nie. Was vrugte deeglik en versigtig onmiddellik voor jy dit gebruik, maar moenie vrugte in water laat week nie. Probeer om nie te veel van die vrugte verwyder wanneer dit geskil word nie. Afgesien van die vermorsing gaan waardevolle voedingsstowwe ook verlore. In die geval van sitrusvrugte behoort die wit laag onder die skil ook verwyder te word. Na die skilproses mag dit nodig wees om pitte of klein beskadigde gedeeltes te verwyder. Netjiese ewe groot blokkies, skyfies of selfs balletjies is die beste vir vrugteslaaie. Vrugte wat gepuree gaan word, kan grof of gesny word. Nadat vrugte geskil en gesny is, moet verbruining voorkom word.